hierdie episode van Agter die Tunes. Wel, ek dink daar's 'n ander fees wat meer moeite doen met die estetika en hoe dit lyk nie. Jy moet meetings hê met die brandweer en die polisie en die verkeer. Ja, 'n venue kry. Ek bedoel die lys is nogal lank. Dit lyk nie soos enige ander fees daar buite nie. Jy weet, dit is net so of iets heeltemal anders. Dit creëer so of sy eie wêreld as jy daar aankom. Dit is 'n safe space waar jy jouself net kan geniet. Hallo daar en welkom by Agter die Tunes, 'n backbazaar deur RSG. My naam is Barry Ferreira en ek is jou host hier op Agter die Tunes en dis altyd lekker om hier saam met jou te kan kuier, soos wat ons praat oor die musiekbedryf, die ins en outs, die dinge wat agter die skerms gebeur, maar ook voor die skerms terselfdertyd om hierdie bedryf te laat werk. So, ek hoop dat jy ook van party van hierdie dinge wonder, wat ek oor wonder, en vandag gaan ons oor nog 'n deel van die musiekbedryf praat, wat ek dink nie noodwendig baie aandag kry nie, maar natuurlik 'n baie belangrike rol speel in terme van lewendige optredes. Nou, voordat ek by hierdie week se episode uitkom, as jy laasweek se episode misgeloop het, wel, dan kan jy gerus, wanneer jy hier klaar geluister het, daarna gaan luister. Ek het bietjie gesels oor Ruk en Rym. Ek het met Jaco van der Merwe, die Creative Director, gesels, sowel as Maggie, 2025 se Ruk en Rym wenner, om te hoor presies wat gaan vir wat in terme van daai kompetisie en hoe dit inpas in die alternatiewe Afrikaanse spasie. Maar nietemin, dit is daar vir jou, indien jy nie daarna geluister het nie. Maar terug na hierdie week se episode, waar ons gaan praat oor musiekkonserte en die agter die skerms proses van hoe word 'n konsert nou eintlik gereël. Ek dink daar's obviously 'n baie groot verskil natuurlik om 'n liedjie te luister op jou selfoon of jou toestel, wat ook al dit mag wees, en dan lewendig na jou gunsteling kunstenaar te gaan luister. Ek dink dit is waarvoor ons as musiekliefhebbers lewe, om jou gunsteling kunstenaar in die lewende lywe te sien. En so vandag gaan ons nie net praat oor enige konsert nie, maar oor een van die mees gewildste konserte in Suid-Afrika, Liefde by die Dam. Ek was al verseker by Liefde by die Dam gewees en ek vertrou dat jy ook al by een was, waar ook al dit mag wees, of dit Johannesburg is, of Kaapstad, of selfs Namibië, en ek dink nie die feit dat hy by soveel plekke gebeur, wys jou die gewildheid daarvan. So, ek het vir Peer Greef aan die hande gekry, wat 'n paar hoedens dra. Natuurlik is hy die hoofsanger van Die Hills Fantasties, maar ons gaan mooi uitvind waar hy pas in die hele Liefde by die Dam storie. So, kom ons vind uit oor hoe 'n konsert gereël word. Nou in hierdie episode van Agter die Tunes is dit my groot voorreg om met iemand te gesels wat geen vreemdeling is aan die Afrikaanse musiekbedryf nie. Hy is deel van een van die mees gewildste Afrikaanse bands in die hele Suid-Afrika. So ek sien baie uit om te hoor presies wat gaan vir wat in daai kapasiteit, maar ook natuurlik oor ons onderwerp vandag wat konserte is. So dit is my groot voorreg om goeiedag te sê aan niemand anders as Peer Greef van Die Hills Fantasties nie. So Peer, baie dankie dat ons met jou kan gesels hier op Agter die Tunes. Lekker. So ek dink my eerste vraag aan jou is, hoe gaan dit met jou? Ja, dis Dinsdagoggend. Ek het gaan stap op die golfbaan. Ek het nou net 'n cold plunge gevat. Ek voel lekker. Nice, nee, ek is bly om te hoor, dit begin hier die dag op die regte manier, maar ek wil eers bietjie begin by die Hills Fantasties, van It Would Be Rude Not To, want julle het vroeër jare 'n single uitgebring, Middel van die Nag, en julle het laas jaar ook 'n paar uitgebring, so dit lyk daarom of die Hills Fantasties inderdaad nog fantasties is. Ja, ons is op hierdie stadium op 'n redelike run van singles. Ons het seker 13 of 14 van my uitgebring in die afgelope tyd in plaas van albums. Ek dink dit is 'n besluit wat ons geneem het, want ja, ons het maar net gesien wat gebeur basies op die streaming platforms is, jy sit 'n album uit en dan die eerste helfte van die album kry al die aandag en die laaste helfte omtrent niks nie. So, dit is nou maar die attention economy en hoe die dinge geshift het van back in the day af. So, ons is baie happy om op hierdie stadium enkelspelers te doen. Ja, dit is baie interessant. Ons het eintlik nie te lank terug met Peach van Pletsen gesels, jy so die idee van albums in 'n era van enkels. Net so sê jy verkies eintlik die soos half reeks singles wat jy uitbring, of hou jy maar van 'n album? Ek hou van die immediacy daarvan. Ons begin 'n song, ons maak hom klaar, ons sit hom uit. Die immediacy is vir my op hierdie stadium, en ek dink dis gepas vir waar ons is in ons loopbaan.
Ek bedoel ons het al oor die 150 liedjies release in die afgelope 17 jaar. So ja, dit voel vir my op hierdie stadium soos 'n natuurlike uitvloeisel van waar ons is. Ja, dis baie cool en ek bedoel julle is nou wat sê meer as 10 jaar nou aan die gang en ek dink julle het beslis 'n baie al soos 'n distinctive klank in julle musiek. So hoe vind julle al die balans tussen om nuwe fresh liedjies te skep, maar om nog steeds soos die heuwels fantasties te klink? Is dit vir julle 'n maklike proses om daai balans te tref? Wel, ek dink is redelik jy weet eenvoudig wat jy hoor is maar 'n samewerking. Elke keer as jy 'n heuwels fantasties liedjie hoor en dis altyd basies tussen dieselfde vennote, jy weet, dis ek, Hunter, Johnny en Fred meestal wat betrokke is daar met jy weet die musiek en obviously nou en dan is daar collab wat dalk sal gebeur. En dan sal daai persoon, jy weet, hulle invloed inbring, maar die rede hoekom ons klink soos ons klink is 'n kombinasie van daai 4 mense se smaak wat basies wat jy elke keer hoor. Ja, ek weet nie of dit net ek is nie, maar ek het met iemand anders ook hierdie gesprek gehad. In my kop, ek weet nie of dit julle estetiek is of wat nie, maar in my kop is die heuwels fantasties half die Suid-Afrikaanse weergawe van Imagine Dragons. Nice. Ja, wel Pierre, ons gesels natuurlik vandag oor konserte en wat alles daarin gaan. So, kan jy onthou waar julle eerste konsert of optrede was as die heuwels? Ja, natuurlik. Dit was in Stilbaai gewees. Nice. En watter jaar was dit nou gewees? 2008 Desember. En hoe het julle of daai eerste konsert approach as hierdie op daai stadium nuwe band wat nou in die musiekbedryf intree? Wel, ons het so of jy weet 'n punt daarvan gemaak om nie soos al ons ander projects jy weet die musiek aan te pak met meestal gitaar as jy weet die voorgrond en so op die manier wat dit tentoongestel word nie. Die hele punt was dat dit 'n meer elektroniese klank is. En op daai stadium het Johnny so of al die musiek van sy laptop af geprogrammeer en gespeel. Ons het baie fokus gesit op die visuals wat op die LED screens agter ons gesit is. So dit was 'n hele ander approach versus lekraakgitaar of polisiekar waarna aan te speel. En ek dink op daai stadium was dit so something that they didn't expect, you know. Ja. Maar dit is baie cool. Wel, julle is nog steeds hier en still going strong. So ek dink dis is lekker om te weet dat heuwels nog goed aan die gang is. Maar ek dink die een van die redes hoekom ek graag met jou wou gesels is jy dra 'n paar hoedens. Jy's natuurlik 'n kunstenaar, jy's 'n label-eienaar en jy's ook 'n mede-eienaar van een van die gewildste konserte in Suid-Afrika wat nou 10 jaar vier. So ek wil graag bietjie uitvra oor elkeen van daai rolle wat jy nou vertolk, maar die konsert waarby jy betrokke is natuurlik Liefde by die Dam. So, hoe het jy daar nou betrokke geraak en hoekom het jy daar betrokke geraak? Wel, 'n bel vir my Gert. Hy is in die restaurantbedryf al vir baie jare en ons wou lankal iets saam doen en hy het op daai stadium redelik baie gewerk in die konsert en kind of promoter space en hy het daai tyd in Emerentia konsert gedoen met Bastille en hy het gehelp reël in the city en sulke konserte en ons was so of lekker, kom ons doen iets saam, nie seker gewees wat sal wees of wat dit moet wees nie en ek was toe net soos baie lus om jy weet 'n fees van stapel te stuur waar die curation en wat gebeur op die fees is nie so streng gesproke jy weet net pop Afrikaans nie. Jy weet ek het altyd geglo mense kan die twee goeters baie maklik marry met alt en afro en wat ook al en ja, dit was die hele vision agter dit. En ja, nou soos 10 jaar later is ons hier. Ek's baie dankbaar vir die platform al kon doen vir jong kunstenaars. Ek's ook bly dat dit kan het bewys het dat jy weet jy moenie die Afrikaanse musiek smaak vlak kyk nie. Daar is nie net een tipe musiek waarvan hulle hou nie. Jy kan regtig 'n groot verskeidenheid van goed vir hulle op die planke sit en hulle sal dit waardeer. So ja, baie trots op wat ons daar gebou het. Ja, en dink jy dis al een van die redes hoekom hy so suksesvol is jy is daai soos nie beperkte genre van musiek wat alles op een verhoog plaasvind? Ja, ek dink dis exactly dit. En ek dink dit is wat mense wil sien.
Ja. En Liefde by die Dam, die naam natuurlik by Emerentia, is dit is dit bietjie half van voor die hand liggend, maar toe julle nou half ander venues ook Wel, gekry dis het, was dit vernoem na 'n sang deur Valiant Swart. Weet nie of jy O, bewus is is daarvan nie. dit? Ja. So O, hy het 'n sang okay, met die naam interessant. Liefde by die Dam. Ja. O, okay. Ek wou nou net sê, so is 'n dam by die venue soos 'n vooraf vereiste vir vir waar julle optree. Nee, jy's nie. Die fees is vernoem na sy liedjie. Maar ek wil dan natuurlik by uitvind oor die laaste paar jaar, soos het dit regtig ontplof in sy gewildheid. As jy soos vat wanneer die kaartjies oop en beskikbaar is, word dit binne ure uitverkoop. So hoekom dink jy het Liefde by die Dam so gewild geraak? Buite nou daai aspek van dit is 'n hele verskeidenheid van kunstenaars wat optree. Wel, ek dink nie daar's 'n ander fees wat meer moeite doen met die estetika en hoe dit lyk nie. En wat gebeur in die outdoor eventing space in terme van die decor en die surprises en die pyrotechnics en net die produksiegehalte. Dit lyk nie soos enige ander fees daar buite nie. Jy weet, dit is net so of iets heeltemal anders. Dit creëer so of sy eie wêreld as jy daar aankom, is dit 'n safe space waar jy jouself net kan geniet. En waar jy 'n bietjie kan toevlugting vind, you know. Ja. Ek dink dis deel daarvan en ek dink ons probeer elke jaar uit ons foute uit leer en regmaak wat ons die vorige jaar nie noodwendig perfek gedoen het nie en probeer maar die ervaring vir ons gehoor verbeter elke jaar. Ja. En waar het die idee gekom van die massive, is dit 'n eend of is dit 'n gaans wat julle gebruik? Wel, die logo is 'n eentjie, so Okay. dit het so half evolve in die eerste jare was dit so half 'n swan wat in 'n eentjie verander het. So ja, dit is die logo. Okay, nice. En wie het besluit hulle gaan nou soos 'n massive inflatable weergawe daarvan skep? Well, Merwe Marchant is ons creative director. Hy is een van die vennote in die fees ook en ja, so basies meeste van die kind of creative art output wat jy daar sien is sy brein. Interessant. En as ons nou praat soos om 'n konsert te promote en te reël, wanneer begin daai proses om, kom ons sê nou in hierdie geval om 2027 se konsert te reël? Wel, dit begin al basies na die eerste konsert hier afgeskop het. So ons is al klaar besig om te beplan of. En ja, soos ek wil half sê, soos wat gaan daarin om 'n konsert te reël, al die belangrike dinge wat die gewone man op straat nou nie soos die concert goer, moet ek liewer sê, nie eers noodwendig oor sal dink nie. Wat sal al die admin wat in 'n konsert ingaan? Yes, wel, daar's 'n baie lang lys, maar onder andere al daai dekor en strukture wat ons bou moet afgeteken word deur 'n ingenieur. Jy moet aansoek doen vir 'n dranklisensie, jy moet 'n groot sekuriteitsmaatskappy hê, jy moet meetings hê met die brandweer en die polisie en die verkeer, jy moet 'n venue kry, jy moet equipment kry om mee te speel. Ek bedoel die lys is nogal lank. En wat sê jy uit jou oogpunt is die mees uitdagendste deel, juis met, ek dink as 'n mens vat al daai soos verskillende entiteite wie mee jy kommunikeer, wat het jy al beleef is die mees uitdagendste deel daarvan? Ek dink op hierdie stadium is die mees uitdagendste deel is om die dag se verloop te beplan en presies hoe dit gaan werk, jy weet. So of dit is paramount om vir almal 'n lekker tyd te gee. En ja, ons spandeer baie tyd oor die nuances en die klein nitty-gritty goed. Ja, en obviously een van die grootste dinge wat ek sou sê rakende konsert belangrik is die line-up en wie almal gaan optree. So, soos hoe bepaal julle wie by Liefde by die Dam optree? En is daar enige half balans tussen nuwe en meer established kunstenaars? So hoe benader julle die hele line-up proses? Ja, dit is elke jaar kyk ons obviously, vir my is dit belangrik dat Liefde by die Dam 'n platform is vir jong kunstenaars om jy weet hulle talente kom wys en op 'n verhoog te doen wat wêreldklas gehalte, jy weet visuals en audio het. So ons kyk definitief elke jaar na wie is die jong nuwe kunstenaars wat kan opbubble en wat verdien om te wees. En dis vir ons baie belangrik om hulle te bespreek vir die shows. En ja, dan obviously probeer ons iets vir almal bied, jy weet. Iets wat vir almal kan lekker wees, dat die hele familie kan uitkom en dit geniet. Maar dis nie beperk tot enige genre nie, dis nie beperk tot enige styl nie. It's whatever we feel is nice and whatever we want to see. Soos byvoorbeeld hierdie jaar by ons 10 jaar viering in April het ons vir Mango Groove gehad, want
Ek bedoel, daai is net soos een van die mees amazingste ensemblegroepe ooit, en om hulle daar te gehad, dit was 'n incredible voorreg. Fantasties. Nee, ek kan definitief dink en ek dink soos jy sê wat dit al spesiaal maak is daai nie beperktheid van wie jy kry nie. So het julle ek neem aan julle het baie mense wat na julle uitreik toe ook. So is dit 'n ding van ons kyk wie na ons toe uitreik of het julle gewoonlik soos 'n voorkeur van mense wat julle graag daar sal wou hê? Ja, nee, dit is maar 'n ongoing gesprek tussen al die vennote, en ja, daar is kunstenaars wat ons uitreik en ons sal obviously enige submission consider. Maar ons hou maar ons ore op die grond en kyk wat aangaan daar buite op die radiostasies en op die streaming services en ons chat maar met ons pelle en ja, dit is 'n ongoing, jy weet, exercise. Nee, ek dink dit is ja, soos 'n magte om dinge om in ag te neem en alles loop seker nie 100% volgens plan tydens so 'n dag nie. So hoe benader julle al die crisis management by so 'n groot konsert en wat is van die soos die grootste dinge wat julle in daai opsig van bewus moet wees wanneer julle so iets aanbied? Well, ons het amazing kind of heads of department van elke liewe, jy weet, facet van die produksie, as dit produksie is of kunstenaars of veiligheid en, jy weet, so ons het deur die jare, ons is net 10 jaar oud, het ons die most amazing team bymekaar gesit en almal vat verantwoordelikheid vir hulle deeltjie. En ja, ek wil ook by jou hoor, soos uit die oogpunt van een van die promoters van Liefde by die Dam, wat is jou gunsteling deel dan om deel te wees van so 'n konsert of betrokke te wees van so 'n konsert? Wel, ek dink vir my is dit baie lekker dat ek self kan al die hoede dra. Jy weet, ek kan 'n kunstenaar daar wees, ek kan een van die, jy weet, organiseerders wees, ek kan een van die curators wees, ek kan een van die artists wees wat kyk na visually hoe dit lyk en wat daar buite uitgaan. Vir my is dit lekker om self deel te wees van elke facet van dit. Dis vir my 'n groot joy. Ja. So ek wil nou jy skuif oor daai of skuif na jou half capacity as 'n kunstenaar. So uit 'n band se oogpunt uit. Hoe berei julle voor vir 'n konsert en berei julle vir elke konsert dieselfde voor? Vir ons gaan dit maar oor kind of wat in ons katalogus is op die oomblik populêr en dis redelik maklik om deesdae te sien as jy kyk na die streaming services en wat se songs bubble op en kom deur en dan om setlist kind of aan te pas om vir mense te gee wat hulle wil hoor, as ook 'n paar verrassings natuurlik tussenin te sprinkel en ook om songs te speel wat vir ons joy bring. So dis maar daai 3 goed en dit is wat ons gewoonlik sal inrepeteer en dan daai show sal ons dan vir die jaar se eerste helfte sien maar uitrol en dan sal ons sien maar die tweede helfte van die jaar 'n bietjie tweak. Dis so gewoonlik hoe dit werk, ja. En ek wou juist raak aan daai deel van die setlist. Ek dink veral julle wat nou 'n hele rukkie aan die gang is. Soos hoe tref julle daai balans want almal soek obviously daai half soos classic, ewels fantasties, maar daar moet ook natuurlik ruimte wees vir die nuwe musiek ook en julle het net soveel tyd om op te tree. So hoe tref julle daai balans? Soos ek gesê het, ons kyk maar na al die inligting daar buite en maak 'n besluit. En dan soos wat ons jy weet gaan optree, ons is nou sien maar die 5de maand van die jaar, mens sien wat werk live en jy sien wat werk nie en dan pas jy aan. En wanneer julle nou soos op die verhoog is, wat gaan daarin om 'n goeie performance te lewer vir die crowd? So wat is al van die dinge wat julle die heeltyd van bewus is en wat die crowd nie noodwendig eers aan sal dink nie? Wel, ek dink die main ding is like as jy jouself gaan geniet as performer op stage, dan is die kans dat die gehoor dit ook gaan geniet pretty goed. So dit is maar die ding wat ek myself constantly unremind is like enjoy yourself and then the rest will follow from that, you know. Ja. En as jy dalk dink aan soos ander kunstenaars wat optree, wat dink jy uit die oogpunt van 'n spectator? Ek dink nie jy kry noodwendig gereeld daai kans nie, maar wat dink jy maak vir 'n goeie optrede uit die oogpunt van daai perspektief? Wel, ek dink as die vloei van energie bestaan, jy weet, like as dit 'n dialoog word tussen jou en die gehoor en daar's interaksie en almal doen dit saam. Ek bedoel, dis nie, jy weet, live musiek, it doesn't exist in a cocoon. Jy weet, dit is 'n dialoog. Dis nie gehoor in die musikant. En jy weet, ek dink 'n suksesvolle konsert is een waar dit daai dialoog gevoer word. En wat sê jy is die beste konsert wat jy al bygewoon het in jou lewenstyd? Jessie.
Ja, dit is seker Bruce Springsteen moet gewees het. Al 3 kere wat ek hom gesien het. Ek het hom gesien in Hyde Park en in Ierland en 2 keer hierso. So al 4 kere wat ek hom gesien het. Oh, nice. Lekker. Ja. Ja, en as jy nou met terugdink aan konserte waaraan jy deelgeneem het, watter een staan vir jou uit as nogal 'n memorable een vir watter rede ook al dit nou mag wees? Ons het nou in April het ons 'n groot collab set gedoen. Ons het 13 liedjies opgetree en 11 van hulle was collabs saam met 'n pelle van ons wat ons deur die jare gemaak het in die musiekbedryf en dit was regtig 'n hoogtepunt vir ons gewees. En is dit half daai kere waar jy kan collab op die verhoog? Ek kan dink dis nogal 'n bietjie van 'n ja, soos benader julle dit anders? Is daar bietjie meer complications wanneer daar meer as een kunstenaar daar is of vloei dit maar net lekker soos wat julle gewoonweg sou doen? Well, ek dink it all depends on the day. To be honest. Ja. Awesome. En hoe belangrik dink jy is live optredes vir 'n kunstenaar? Well, ek dink dit is pretty aanliggend dat dit is so that's where it all happens, you know. Dis waar die musiek sy voete vind, dis waar die musiek, jy weet, like verder gevat word. So en dit is al so vir jare. Ek bedoel dit is nie net vir ons nie, vir Bruce Springsteen, vir Lady Gaga, vir Bruno Mars. You know, that's where you kind of cut your chops. En ja, ek dink that's never going to change. Ek is skieurig wat jy nou ja oor hierdie sal dink natuurlik soos met die hele AI en musiekdebat, AI kunstenaars wat nou 'n verskyning maak. Dink jy dit is dieselfde om of ja, so hoe kan ek vra hoe benader jy daai ding van wanneer 'n AI kunstenaar optree, want dit is half nie regtig 'n persoon wat optree nie, is half meer soos 'n DJ as ek dit so kan stel. Luister, ek steur myself nie regtig aan nie. As mense dit ag as vermaak, good for them. Ek bedoel wie is ek om te sê wat vermaak is en wat vir jou lekker is. Ek bedoel dis is om te beklei met iemand oor hou jy van Avo en ek hou nie daarvan nie. Ek bedoel maak dit regtig saak? Nee. Op die eind van die dag dink ek KI in musiek is 'n tool en as jy dit kan gebruik, good for you. En as jy kan kommunikeer met die gehoor deur middel van musiek en daai dialoog so waarvan ek vroeër gepraat het gebeur nog steeds. All good. Ek bedoel ek het nie probleme daarmee. Ja. Great. Wel Pierre, ons is nou amper aan die einde van ons chat en ek dink jy het lekker insigte gelewer oor wat alles nou in hierdie tipe van reëlings ingaan, maar ek wil graag om ons gesprek af te sluit 'n paar quickfire vragies jou kant toe stuur. So is jy keen daarvoor? Cool. Hier gaan ons. So, nommer 1, verkies jy konserte in die dag of in die aand? In die dag. Okay, hoekom? Want dan kan ek in my eie bed slaap gewoonlik en ek kan huis toe vlieg. Nice. Fair enough. Okay, nommer 2, wie van jou bandmates dink jy sou die beste president maak en hoekom? Hunter Kennedy. Hy's 'n baie goeie skrywer. As hy Hunter for president. That's it. As hy somer of winter? Winter. Dan kan mens 'n lekker jas dra. Lekker. Ja, jy's nie die enigste persoon wat daai mening het nie. Okay, nommer 4, watter dekade van musiek dink jy is die beste? 70s. 70s. Ja, ek dink daar's 'n baie nice eclectic mix van goed wat uitgekom het in die 70s. I like it. Okay, nice. En dan die laaste ene is 'n vraag wat ek vir almal vra, is 'n baie belangrike. Pineappel op pizza, ja of nee? Nee, warm vrugte nee. Okay, fair enough. Alhoewel ek dink jy is verkeerd, maar ons sal dit maar daar los. Ja, en dan wat se liedjie het jy in die laaste tyd geluister wat jy regtig mee gevibe het? Yesie, wat luister ek op die oomblik nogal baie? Ek luister 'n band met die naam Fickle Friends nogal baie. Dis 'n Britse alt-pop band amper in die wêreld wat soos elektroniese alternatiewe popmusiek baie naby aan wat soos kind of heuwels doen. Hulle is ook al 10 jaar in die gang en het 'n female vocalist. Hulle is amazing. Great, fantasties. En dan net laastens, wat lê vir die heuwels fantasties voor in die nabye toekoms? Ja, ons gaan actually donderdag en Vrydag bietjie ateljee toe om nuwe musiek klaar te maak en
Ons skiet einde van die maand bietjie Engeland toe vir die eerste keer in 10 jaar. Ons gaan optree by die Shepherd's Bush Empire wat lekker gaan wees. En dan gaan speel ons in België ook vir die eerste keer. Die 23ste Mei en die 24ste Mei is ons terug in die Melkweg saam met Fokkerpolisie. Wel Pierre, ek sê vir jou baie dankie dat ons met jou kon gesels het hier op Agter die Tunes. En ja, sterkte vir alles wat julle aan die gang het aan julle kant. Thanks man, mooi dag. Okay, bye. Dit was Agter die Tunes gewees, 'n backbazaar deur RSG. My naam is Barry Ferreira en ek hoop jy het lekker saamgeluister. As jy die potgooi geniet het, laat weet ons gerus in die comments en gooi ook sommer 'n thumbs up terwyl jy daar is. Onthou ook om die potgooi te deel met al jou vriende en sommer jou vyande ook. Jy kan gerus RSG gaan volg op Instagram sowel as Facebook by @RSG_1004FM om op datum te bly met al ons backbazare. Ons wil ook graag weet waaroor en met wie jy wil hê ons mee moet gesels op Agter die Tunes. Laat weet ons gerus hier of stuur vir ons 'n e-pos by info@rsg.co.za. Tot en met volgende keer, mooi bly. In die volgende episode van Agter die Tunes praat ons met Afrikaans se kletsruim koning, Early B. En na dit toe voel ek, toe ek op die verhoog was, toe voel ek soos, ek behoor die man, you know? En hulle gaan ons nou nie betaal vir iets wat hulle nie ken nie, so toe sê ek, okay, kom ons Bluetooth die songs verniet uit, en die gaan maak dat daar mense in verskillende plekke vra vir ons om op te kom tree.